Goeiemôre Brandpunt familie. Dit is so lekker om julle elkeen vanoggend hier te sien. Of dit nou vandag jou eerste keer of jou 100ste keer hier by ons is, baie welkom. Julle is definitief vandag op die regte plek. Ek wil net vanoggend vra, indien ons nuwe besoekers het elkeen van julle 'n welkomingspakkie gekry? As jy nie 'n ontvang het nie, steek gou vir my jou hand op asseblief. Niemand? So almal by die deur het 'n goeie werk gedoen. Well done. Hier is iemand. Kan ons net 'n pakkie hier voor kry? Baie dankie. Dis hy. Ek kan net hier voor, sorry. Ek kan net vir ons die QR-kode wat in die blaadjie is scan en of ons daai vorm invul. Ons sal dit baie waardeer. Vir almal vandag hierso, welkom en geniet hierdie diens saam met ons. Ek gaan net vinnig vir ons 'n paar datums en so deurgee, want wanneer ons goeie sien, al ons goedjies is in die blaadjie, maar wanneer ons goed sien en hoor, onthou ons dit beter. Want dis hoe my brein werk anyway. So, maandag, die 24 Augustus het ons 'n gebedsgeleentheid vir mense wat hulle eie besighede het. As ook vir mense wat nie werk het nie. So as jy jou eie besigheid het en jy soek 'n werk, kom maandag kerk toe, die 24ste. Hulle gaan hierso bid vir al julle versoeke. Maar moenie net opdaag nie, bring asseblief vir ons op 'n papier geskryf jou versoek. Skryf jou versoek in detail neer. Gebed is so belangrik, maar meer as dit, spesifieke gebed is belangrik. So skryf op 'n papier neer wat jy verwag van daardie oggend en vir jou besigheid en vir die werk wat jy soek. Skryf dit neer en dan gaan jy bid daarvoor maandag. Almal wat hulle eie besigheid het of 'n werk soek, julle is meer as welkom om te kom. En dan Woensdag het ons weer ons groeipunt kursus. So, as daar iemand hier is vandag wat die wonderlike besluit wil maak om 'n Brandpunt lidmaat te word, kan julle ons groeipunt kursus kom bywoon. Dit gaan hierdie week Woensdag gaan dit is dit nommer 3 en 4 wat hulle gaan doen. Maar moenie worry as jy nommer 1 en 2 laasweek gemis het nie. Val net in hierdie week. Bel asseblief die kerkkantoor of 'n Lindy, val in en as hulle weer nommer 1 en 2 doen, dan kan u daarbey betrokke raak en dit dan voluit voltooi. Ons het weer 'n guest it aand. Wie is excited oor dit? Dis hy. Soos julle kan sien, die mense wat dit al bygewoon het dit vreeslik baie geniet. So moet dit nie mis nie. As jy net wil lekker kuier, as jy wil lag, as jy net 'n lekker tyd saam met lekker mense wil hê, dan is hierdie die aand wat jy moet bywoon. Dit is die 29ste Augustus. So wie gaan almal kom? Dis hy. Julle moet asseblief plek bespreek, want dit word uitgelê in tafels. Okay. Nee, okay. So, as jy gelukkig is, bel die kerkkantoor, dalk is daar nog 'n spasie vir jou, en dan sal ons jou indruk iewers. Alright, waar is al ons jong getroudes met kinders? Daar agter. Okay, hierdie afkondiging is spesiaal vir julle. Ons begin 'n selgroep vir jong getroudes met kinders. Dit begin die 2 September. Kontak asseblief vir Peer sal jy vir ons opstaan, en dan kan almal sien hoe lyk jy. So as julle enigiets van die guest it aand of die jong getroude self wil weet, kan julle met Peer daaroor praat. So moenie dit mis nie. Dan, die 6de September is ons baie opgewonde vir ons gesinsdiens. Hierdie diens gaan by ons nuwe gronde wees, by 19 Kirchner weg. Ons is baie opgewonde hieroor, dit gaan lekker wees. Die diens begin 8:30 die oggend, en daarna gaan ons lekker braai en kuier. So bring jou vleis, bring jou koeldrank en bring absoluut almal wat jy ken. Dit gaan lekker wees om julle almal daar te sien en net 'n lekker kuier te hê. Dan gaan ek vir Jade vorentoe nooi. Sy gaan 'n getuienis met ons deel. Baie dankie. Okay, so die laaste 3 maande het ek vir 6 verskillende onderhoude gegaan. Ek was baie geviktimiseer by my werk, ek was baie aangeval by my werk en
dit was nie meer vir my lekker om op te staan nie. Ek het met 'n swaar hart opgestaan. Dit het my persoonlikheid totaal en al verander. Ek het nie meer lus geraak vir lewe nie. Ek was baie down gewees en ek het aanhou bid. Ek het gebedspunt bygewoon en pastoor het gesê ons moet spesifiek bid. Ons moet 'n briefie neerskryf van wat ons soek. En ek het op daai briefie vir die Here gesê ek kan nie meer nie. Ek is moeg. Dit vat regtig 'n knou aan my geestelik ook. En my geestelik hy het baie gebots met die mense by die werk en dit is waar die probleme begin inkom het. Ek het my briefie geskryf, ek het vir die Here gesê, dit is wat ek verwag van 'n werk. En ek het vir 6 verskillende onderhoude gegaan in 3 maande. Ek het by die een maatskappy gegaan vir iets totaal en al anders as my rigting waarna ek is. Dit het deur die mat geval. Ek was toe baie down gewees en alles en 2 weke terug, toe sê ek vir die Here, nou gee ek dit vir U. Here, dit breek my om aansoek te doen vir werke en dit kom nie deur nie. Ek gee dit net vir U nou. En hy het vir my ook gesê, jy moet wag. En jy moet wag vir my tyd. En ek het dit gelos. 'n week later, toe bel een maatskappy waarby ek was, toe bel hulle my weer vir onderhoud. Vra hulle wil ek terugkom vir 'n onderhoud. En ek sê toe ja. En ek het daai dag voor die tyd het ek op 'n aansoek doen vir werke. Ek het dit heeltemal gelos. En laasweek Woensdag toe kry ek my offer dat ek die 1 Oktober begin by die nuwe maatskappy. Dit is 'n rigting wat ek altyd in wou gaan, maar ek het nooit die geleentheid gehad om in daai rigting in te gaan nie. En weer eens het 'n droom van my kant toe geskuif en die Here daai droom se deur vir my oopgemaak. Prys die Here. Dit is so wonderlik om te hoor dat die Here ken ons harte so spesifiek. Want baie keer skryf ons wat ons dink ons wil hê en dan gee die Here vir ons wat ons eintlik wil hê, want hy weet net beter, hy weet net die beste. En baie keer dink ek sit ons vas by die Here sal voorsien en die Here weet beter en dan is ons soos great. Nou wag ons maar of ons wag nie. En dan maar ons moet ook onthou die Here se timing is perfek. Die Here se voorsiening is perfek, maar sy timing is ook baie belangrik. Ons is so bly vir jou. En vir elkeen in hierdie gemeente wat voor die Here kom met hulle versoeke vandag, wat die Here gaan voorsien en wat die Here vir hulle die regte deure gaan oopmaak. Dan gaan ons nou geleentheid skep vir die offerhande. Hier is 2 houers hier voor en 1 daar agter. As ook jy kan 'n QR-kode skandeer as jy verkies om so te betaal. En ons het 'n self-payment, daai het ek nou in Engels gesê, sorry, daar agter wat jy dan met die kaartmasjien kan 'n betaling maak. So ons wil net aan die Here dankie sê eerstens dat hy altyd vir ons saad gee om te saai. Want wat is 'n boer as hy niks het om te saai nie? Hy kan nie iets terugkry as hy niks het om in die grond te sit nie. En ons loof en ons prys die Here vir die saad en dat die Here het ons saad gaan seën vandag. So sluit asseblief u oë en dan gaan ons gou saam bid. Here God, vandag wil ek net aan U al die lof, al die eer en al die aanbidding bring. Want Here, daar is niemand soos U nie. In al die geskiedenis van die begin tot en met die einde wat gaan kom, Here, sal daar nooit iemand soos U wees nie. En Here, ons is so lief vir U, Here, en ons is so dankbaar dat U liefde so ver gegaan het, Here, om ons te red. Om Here aan ons te dink van die begin tot aan die heel einde, het U liefde gestrek vir ons. En Here, vandag dra ek hierdie diens op aan U. Vandag dra ek elke persoon in hierdie gebou op aan U. U ken ons harte, Here, U ken ons begeertes, U ken elkeen se behoeftes. En Here, wat ons weet van U is dat U is 'n goeie God. En dankie Here dat U het ons eerste gekies, voor ons U gekies het. En daarom weet ek dat U ons elkeen vandag in die hande vashou. En dat U vandag 'n ontmoeting met elke persoon het wat hier is. Ons wil net alle lof, alle eer en alle aanbidding aan U bring. Ek bid ook vir beskerming vir die woord wat vandag uitgaan. Here, dat dit op goeie grond sal val. Here, dat die vyand nie sal kom om te steel en te verwoes nie. Maar Here, dat hierdie vrug en hierdie woord wat vandag uitgaan, sal vrug dra en sal groei
in u kinders se lewens. Ons loof en ons prys u en Here, dankie. Amen. Amen. Goeiemôre gemeente, gaan dit goed met julle? Kom ons staan, vat jou finansies in jou hand. En terwyl ons die eerste lied doen, kom saai dit vanoggend. Daar's 'n kaartmasjien daar buite ook. So jy is welkom om daar te gaan doen wat jy moet doen ook, om te so 'n manier te gee ook. So kom ons prys die naam van die Here. Amen. Kom ons prys hom. For the things you've done, for the things to come, for the breath in my lungs. Oh, thank you, Jesus, for the things you've done, for the things to come, for the breath in my lungs. Oh, thank you, Jesus, for the things you've done, for the things to come, for the breath in my lungs. Oh, thank you, Jesus, for the things you've done, for the things to come, for the breath in my lungs. Oh, thank you, Jesus. Faithful then, faithful now, you never run out of faithfulness.
Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed. Come on, sing it out. He healed my body. He touched my mind. He saved me just in time. Oh, I'm gonna praise His name. Each day He's just the same. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. Come on, sing it out. Look what. I want to hear you sing it out. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body. He touched my mind. He saved me just in time. Oh, I'm gonna praise His name. Each day is just the same. I'm gonna praise Him. Look what the, sing it out one more time. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. Come on, was je handen vanochtend? Look what the Lord has done. He healed my body. He touched my mind. He saved me just in time. Oh, I'm gonna praise His name. Each day is just the same. I'm gonna praise Him. Look what the Lord has. Faithfulness, faithfulness. Oh, there's something about faithfulness, faithfulness. Oh, this is the day. Come on, sing it out. That the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord, come on, sing it out for me. Sing, this is the day. This is the day. Come on. That the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has. Faithfulness, faithfulness. There's something about it. It's faithfulness, faithfulness. Look what the Lord, look what the Lord has done. Come on. Look what the Lord has done. He healed my body. He touched my mind. He saved me just in time. Oh, I'm gonna praise His name. Each day is just the same. I'm gonna praise Him. Look what the Lord, faithfulness, faithfulness. There's something about His faithfulness. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Come on, sing it out. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, sing it out one more time. He's the King. He's the King of kings. He's the Lord of lords.
now. You never run out of faithfulness, faithfulness. He's the King. Come on, gemeente, sing saam met my. He is the Lord. Our Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Whoa, one more time. He is the King. Halleluja, halleluja. Jy bly om vanoggend in die huis van die Here te wees. Wil jy 'n bietjie jou hande oplig en vir die Here prys daar waar jy is vanoggend nie? Here, U is die naam bo elke naam. Dankie vir U liefde, Here Jesus. U is die koning wat regeer. U is die God van alles, Here Jesus. En ons loof vanoggend net U naam, Here Jesus. Dankie Jesus, dankie Jesus, dankie Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Ons God. Die wat glo in die redding van die Here, vind rus in die skadu van die heilige God. Die almagtige, ek sou sê, die Here is my vesting. Ek sou sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit ooit bestaan. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit ooit bestaan. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Kom ons sing dit uit.
God, ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Wie is my God? Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Op wie sal ek vertrou? Op wie sal ek vertrou? Hy's my God, ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Wanneer daar wie is, vanoggend net jou hande uitstrek na Koning Jesus toe nie. Vader, vanoggend kom ons, we pray into the atmosphere. Spirit of God, just come and move among us here. Here, ons het U lief, Here Jesus. Vanoggend gaan net oor U en net U alleen, Abba Vader. Wil jy net 'n oomblik vergeet van alles wat om jou aangaan, vergeet van jou dat dit so besig is. Dit wat jou aandag dalk af mag trek. Wil jy net jou oë sluit, jou hande oplig en sê, Here, hier is ek vanoggend. Ek wil U naam net kom verhoog. Ek wil net kom oorgee wat ook al situasie jy daar deurgaan. Dan wil jy net kom oorgee vanoggend aan Koning Jesus. Dankie Jesus. Dankie Here Jesus. U is so heilig. Ons loof net U naam, Here Jesus. Dankie, Jesus. Into the atmosphere, Spirit of God, you're here. You have all authority. I pray over my heart and mind. I'm healed by your stripes. Your blood declares that I am free. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus. I draw a permanent boundary line. The enemy has no rights to come near my family. No scheme could ever undo God's plans. No matter the circumstance, the cross has sealed my destiny. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break
I will not fear. I will not fear, I will not fear when the enemy comes near. On the doorframe of my life is the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear when the enemy comes near. On the doorframe of my life is the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear when the enemy comes near. On the doorframe of my life is the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I know all the power of fear and darkness must go. There's every key to every victory. I hold in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of I will not fear. not fear when the enemy comes near. On the doorframe of my life is the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear when the enemy comes near. On the doorframe of my life is the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. Yes, Lord. Beleef die Here wil vanmôre met mense praat wat in vrees en angs is. Ek sien in my gees. Die Here sê is mense wat in trauma is. Jy slaap in die aande, maar dit is so sweet wat jou uitpak vanweë goed wat gebeur het in jou verlede. Trauma wat plaasgevind het. Die Here sê I will not fear. I will not fear. En as dit vanmôre jy is wat sê, Shaal, terwyl jy hierdie woord sê, dis absoluut ek en ek moet vanmôre oorwinning kry. Ek kan nie meer so aangaan met die vrees en die angs in my lewe nie. Hulle vanmôre sê die Here wil jou vrymaak in hierdie plek vanmôre. Want daar waar die seun van God is ware vryheid. Die wie die seun vrymaak is waarlik vry. En ek wil vanmôre saam met jou bid, maar die Here gaan jou hier vrymaak in hierdie oomblik. Ek kan aan jou toe stap. Kan jou uitwys, die Here het my gewys.
Maar ek wil jou nooi dat jy die eerste stap sal neem en vorentoe sal kom en ek gaan my hande op jou lê en vanmôre gaan ons daai mag breek. Totaal en al, totaal en al. As dit jy is, kom staan gou hier voor. Nooi jou, kom staan hier voor. Yes, amen. Soon, die Here sê vanmôre, hy het jou raak gesien toe jy ingestap het. En dat goed gebeur, trauma in jou lewe gebeur wat jy nie verstaan waarom het gebeur het. Maar vanmôre sê die Here, ek breek daai gees wat jou lewe wil traumatiseer en verwoes. Sien hoe die Here vanmôre 'n vryheid bring. Want waar die gees van God is vryheid. Amen. Amen. Sien dit vanmôre. Spreek dit vanmôre oor jou. Amen. Here sê vanmôre vir jou, hy gaan 'n nuwe openbaring aan jou doen van wie hy is. Vir te lank het jy probeer in eie krag en jou eie vermoë en jy kan nie meer nie. Jy's moeg, jy's moeg. Jy kan nie meer nie. Maar vanmôre sê die Here, ek doen 'n werk in jou lewe. Ek doen 'n werk in jou lewe. I will show myself to you as God. I will show myself to you as God. As God. Dankie Here. U breek vanmôre elke band in hierdie plek, Here. Elke binding in hierdie gebou, Here. Dankie Here. Kom ons strek ons hande uit na die mense hier voor, terwyl ons aanbid en ons vertrou die Here vir 'n deurbraak. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior.
I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Come on, seek the face of Jesus in His place. I sought the Lord, I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why, come on, sing it out. I sought the Lord, I sought the Lord, I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. Trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. Amen. Praise die Here. U kan die sitplek neem. Terwyl ons net 'n laaste worship song sing, maar terwyl ons die worship song sing, ek wil net vir 'n paar oomblikke moet jy net jou oë toemaak en net bewus word van die Here. Amen. Amen. Ek wil jy moet vergeet van almal om jou en jy moet net bewus word van Jesus, die koning van die konings en die Here van die Here. Amen. Yes, Jesus, we worship you. We praise you. So come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul,
Don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, don't you get shy on me and lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, let's sing it out. So come on, my soul. So come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Sing it out one more time, so come on. So come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, we praise the name of Jesus. So I throw up my arms, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Amen. Sê vir die ou langs jou, die VGO is in my. Die volheid van die Godheid is in my. Amen. Amen. Sê vir die ou langs jou, ek het hoop. Want ek heers oor onmoontlike probleme. Want die volheid van die Godheid is in my. Amen. Amen. Prys die Here. Baie dankie aan die aanbiddingspan. Amen. Wie is vanmôre bly om hier te kan wees? Ek wil vanmôre deel 3 van 'n woord bring. En die woord wat ek vanmôre wil bring is oorwinning in die geesteswêreld. En as ek vanmôre gaan praat oor oorwinning in die geesteswêreld, wil ek vanmôre vir jou sê dit is moontlik om oorwinning in die geesteswêreld te hê. En die gedeelte wat ons laasweek begin het begin met Kolossense 2 en ons het begin by vers 8 en 9 wat gaan oor die volheid van die Godheid wat in ons is en ek gaan die tema van die laaste 3 weke, die vers wat die senterpunt van die laaste 3 weke is Kolossense 2 vers 15 en ek wil hê ons met Kolossense 2 vers 15 net saam lees. Nou het hy die owerhede en die magte uitgekleed en hulle in die openbaar tentoon gestel het en daardeur oor hulle getriomfeer het. Jesus het die duiwel oorwin. Nou hierdie vers sê nie hy gaan oorwin nie. Hierdie vers sê hy het oorwin. Die duiwel is klaar verneder en hy's klaar ontklee en raai wat, hy's 'n vlugteling. Hy's 'n fugitive. Hy hardloop rond en hy weet hy kan niks doen nie en al wat hy doen is mislei en verlei. Hy het al sy finale vonnis is al vir hom gegee. Hy hardloop net nog steeds. En ek wil vir jou sê dat as jy verstaan hy is oorwin, gaan jy op 'n ander manier gaan jy begin praat en jy gaan begin doen. Nou, wat belangrik is, totale oorwinning in die geesteswêreld
lê by jou oortuiging, wat is God se verantwoordelikheid en wat is joune. Die probleem is, as ons God se verantwoordelikheid vat, en ons wil God se verantwoordelikheid vat, wat eintlik syne is, in die geesteswêreld, dan wil ek sê, dan het ons probleme, dan kom dit uit moeitevolle arbeid, dan kom dit uit emosie, en dan kom dit uit, ek moet iets doen. Nou ek het al 'n paar ouens gesien, duiwels probeer uitdryf met hulle vermoë, en uit hulle krag uit, en dan gebeur daar niks nie, die rede daarvoor is, want dis nie wat jy gedoen het, dis wat hy gedoen het. Men daai autoriteit lê by wat van jou gees, mense, en dis baie belangrik wat ek nou sê, kom ek verduidelik dit so, dit gaan oor jou oortuiging. Nou dink net nou, gisteraand het daar 'n rugby game plaas, waar ek het 5 uur gekyk na die game, en dit was die Springbokke teen Nieu-Seeland, en hulle die eerste helfte was dit 13, whatever, hulle 1 punt verskil, en die tweede helfte, toe die Nieu-Seeland dink ek gewen, ek weet ook nie of hulle gewen het nie, ek dink nie hulle het gewen nie, ek weet nie, ek dink hulle het gewen, ek weet ook nie. Nou, ek het die hele game gekyk. Nou, die meeste van julle sal sê, hoorie so, is jy seker jy die game gekyk as jy so praat? Jy klink so 'n bietjie verward. Jy klink so 'n bietjie of jy aan die slaap geraak het. Jy klink so 'n bietjie of, wel, dalk wou ek aan die slaap raak, maar hoor mooi, wat ek probeer wys vir jou is, daar's nie 'n oortuiging in wat ek nou gesê het, wie die game gewen. Nou, wie het die game gewen? Nieu-Seeland. Nou weet jy wat, dis hoe ons ook geestelike oorlogvoering doen. Ons is nie 100% oortuig. Jesus het aan die kruis die prys betaal en oorwin nie. Die bloed van die lam was nie 100% genoeg nie. Want dis dalk nie wat ons sê nie, maar dis baie keer hoe ons oortuiging lyk. En as jy so oortuiging het, gaan jy nooit in oorwinning hê. Dan moet 'n totale oortuiging in jou gees wees. Dat Kolossense 2 vers 14 en 15 sê, dat die duiwel was in die openbaar ten toongestel en ontkleef van alle mag en gesag. Amen. Sy autoriteit is weggeneem en hy's nou maar net 'n vlugteling wat hardloop, en as hy kom by iemand wat nie die waarheid het, dan lieg hy vir jou. En dit wanneer die duiwel die Christene oorwin, is as ons op 'n punt nie glo wat die woord van God sê. En dit is so belangrik wat ek nou sê, want ons oortuiging gaan bepaal waar ons kom, en wat jou verantwoordelikheid is, en wat God se verantwoordelikheid. Ons verantwoordelikheid is om net te staan op wat Jesus gedoen het. Dis al verantwoordelikheid wat ons het, is om te staan en te glo, en te doen wat die Here sê. Okay, ons moet leef asof die uitkoms reeds bepaal is. Die uitkoms is klaar bepaal. Ons is meer as oorwinnaars. Jy sien, ons is nie soos Dawid, wat die leeu en die beer eers moet verslaan, voordat hy gekom het by Goliat. Jesus het die leeu en die beer verslaan. En hy het selfs Goliat verslaan aan die kruis. Hy het die duiwel verslaan, daarom hoef ons nie uit werke iets te bewys nie. Dis nie iets wat ons moet bewys, dit is iets wat gedoen is. As jy in die geesteswêreld dit begin te besef, dan begin jy anders optree, is dit waar? Dan begin jy anders te kyk na 'n saak. Dis nie of nie, dit is. Dit is. En dis bepalend, ons leef soms asof ons nog steeds die oorwinning iewers moet behaal. Ons leef asof ons nog steeds iewers iets moet doen om die oorwinning te kry. Maar die Here wil vir ons sê, ons het die oorwinning. Ons het reeds die oorwinning, en dis 'n oortuiging. Dis 'n oortuiging, en as ons daai oortuiging, dit word 'n deel van ons lewens. En dit word nie net deel van ons lewens nie, dit word deel van hoe ons praat. Nou, Efesiërs 2:6 sê, ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood, en saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Ek wil vir jou vandag sê, die duiwel weet waar sit Jesus vandag, aan die regterhand van die Vader in oorwinning. Hoor my mooi wat ek sê. Die probleem is nie of die duiwel dit weet nie, hy weet dit.
Die demone weet dit. Die vraag is, weet jy dit? Die vraag is, weet ek dit? En as ons weet, as ons dit weet, as jy oortuig is, sit jy ook in hemelse plekke. Jy sit saam met Jesus in 'n plek van autoriteit, in 'n plek van gesag. Jy sien, daar is geen verwarring, hoor my mooi, daar is geen verwarring in die geesteswêreld waar Jesus vandag is nie. Hy is in 'n plek van autoriteit. Nou weet jy, die duiwel wil net by ons verwarring bring. Net jou en my nie laat glo dat die prys reeds finaal betaal is nie. Dit was 'n finale prys wat Jesus betaal het. Daar's geen prys meer wat ek en jy kan, daar's niks wat ons kan byvoeg om meer oorwinning te kry. Nou jy sien, die duiwel wil hê ons moet dink, daar's nog, ons gaan dit net maak. Jy het hierdie geveg, maar jy gaan dit net maak. Nee, ek gaan dit nie net maak nie. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Ver bokant wat ek hoop, glo, dink of vra. En dis waar ons moet dink. Nou kom ek gee jou een vers om dit te bewys. Johannes 16:11 sê, die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld is nog nie geoordeel. Dis dit wat daar staan. Hy is klaar geoordeel. En as hy klaar geoordeel is, moet ek en jy vandag sê, hy's klaar geoordeel. Hy gaan nie nog geoordeel word. En weet jy wat ek al vandag vir jou sê, omdat hy klaar geoordeel is, nee, kan ek en jy, kan ons in totale oorwinning leef. En dis 'n denke, Ek sê nie, daar gaan die krisisse kom nie. Ek vra net, wat gebeur in jou denke as die krisis kom? Dink jy hy's klaar oorwin? Of dink jy nog, hy moet oorwin word? Sê net vir die ou langs jou, die duiwel is 'n vlugteling. Hy hardloop. En as hy my sien, moet hy ver hardloop. As hy jou sien, moet hy vinnig hardloop. Want hy moet sien, is mense wat verstaan, Jesus het die prys reeds betaal. Jy sien ons probleem in die geesteswêreld. Ons probleem in die geesteswêreld is Hosea 4 vers 6. Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan gebed. Is dit wat daar staan? My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan aanbidding. Is dit wat daar staan? Of 'n gebrek aan woordkennis. Is dit wat daar staan? Nee. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Wat se kennis? Openbare kennis wat Jesus vir ons gedoen het. Jy sien, die duiwel weet, as hy kennis by ons kan wegneem, dan weet hy dat hy kan ons oorwin. Maar daar's 'n reukie van oorwinning, mense. Sê vir die ou net langs jou, daar's 'n reukie van oorwinning. Oorwinning het 'n reuk. Oorwinning het 'n reuk en die duiwel ken daai reuk. Die Bybel praat van daai reuk. In 2 Korintiërs 2 vers 14 sê hy, maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Daar's 'n reukie wat versprei word, wat ons altyd laat triomfeer, en daai is die reuk van oorwinning. Die duiwel weet, as daar mense is wat daai reuk ken. Nou weet jy, jou belydenis gee jou weg. Pastor P.D. Leroux jare terug, dan kom hy by mense en sê, praat 'n bietjie met my, dat ek kan sien wat's in jou gees. Laat ek kan hoor, of jy weet, Jesus het al reeds die prys finaal betaal. Daar's 'n reuk van oorwinning, wat ons altyd sal triomfeer. Nou die duiwel is gevang, en is oorwin. Hoor my mooi, die duiwel is gevang, en die duiwel is oorwin. Sê net gou vir die ou langs, die duiwel is reeds oorwin. Hy's gevang. Hy's 'n gevangene wat gevang is, al reeds uitgevang. Nou wat vir my belangrik is, as ek dit sê, hy's gevang, dan wil ek vir jou sê, ek onthou jare terug, en dit is so 18 jaar terug, het ons familie deur enorme goed gegaan, en my skoonpa was aangeval, maar my skoonma
het van daardie tyd het daar 'n verandering in haar plaasgevind, dat sy altyd bang was, tot vandag toe, om te gaan slaap in die aand. Sy sit 'n lig aan, sy maak seker alles is gesluit, want daar het inbrekers ingekom en daar trauma plaasgevind en dat goed plaasgevind, wat veroorsaak het dat sy 'n sekere denke en emosie het. Maar ek wil sê, die duiwel wil hê ons moet leef uit die trauma en die emosie van dat ons het nie oorwin nie. Maar wat doen hy? Hy vat ons terug soontoe en dan herleef ons die hele gedagte. Maar ek wil sê, hy is uitgevang. En omdat die duiwel uitgevang is, kan hy nie meer die reg hê om ons terug te vat na ons ou sondige lewe toe nie. Van sonde en ongeregtigheid en oordeel. Want Jesus het die duiwel uitgevang. En Jesus het hom oorwin. Nou wat se mag het die bose vandag? Wat se mag het die duiwel vandag oor my en jou lewe? Efesiërs sê dit mooi, Efesiërs 11 vers 14 sê, hoe ons moet optree. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslag van die duiwel. Nou sê hy, trek die volle wapenrusting aan. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte, teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld en elke bose gees in die lig. Ons moet staan en ons geveg is om te staan en nie om te hardloop. Want jy sien, die duiwel is ontklee en hy is ontwapen. Nou as hy ontwapen is, dan wil ek vandag vir jou sê, as hy na my en jou toe kom, ons is gewapen, julle. Ons is gewapen in die geesteswêreld. Want die woord sê, trek daarom die volle wapenrusting aan, wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied. Sodat julle kan staande bly in die dag van onheil. Nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Ons moet bly staan. Bly dan op julle pos toegerus met die waarheid as gordel om julle heup, die vryspraak deur God as borsharnas. Men ons moet staan. Jy sien, die duiwel verstaan dat as ons verstaan, ons moet staan, dan weet hy wat moet hy doen. Hy moet vlug. Maar die probleem is, as ons nie verstaan dat ons moet staan nie. Want jy sien, sodra jy staan in goddelike autoriteit, dat dit reeds volbring is. Weet jy wat doen die duiwel dan? Dan moet hy retireer, want agter my en jou is God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, die bloed van Jesus, die oorwinning van die kruis, die oorwinning van die opstanding, die oorwinning van die hemelvaart, en self die engele. En as die duiwel kom en hy kom staan, dan sy ontklee, dan weet hy is ontwapen. Nou ek en jy moet net staan en vir hom sê, kyk wie's agter my. Ek spreek jou net aan, en ek sê, gaan. Ons moet nie hardloop nie, hy moet hardloop. Want ons is meer as oorwinnaars. Nou die vyand kan net ons verlei, hy kan ons net manipuleer, intimideer, en vrees en leuns bring. As hy finaal gevang gaan word, julle hoor my mooi, dan gaan hy ontdek wat met hom gaan gebeur. Hy gaan nie sy heiland ontmoet nie, hy gaan sy einde ontmoet. En dit is so belangrik wat ek nou sê, want hy hardloop nog steeds, hy's 'n fugitive, hy hardloop rond en hy soek mense wie hy kan verlei en wie hy kan mislei. En die Bybel sê, hy loop rond soos 'n brullende leeu, en kyk wie hy kan verslind. Nou wie kan hy verslind? Net die, wat nie die waarheid ken. Nou ek wil jou gou wys, wat het op die einde met hom gebeur. Ek hou van die einde. Hoe lyk die duiwel se einde? Openbaring 20 vers 10 sê, en die duiwel wat hulle verlei het, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is. En hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. Die duiwel gaan tot in alle ewigheid gepynig word. Maar wat het hy gedoen? Hy het hulle verlei. Hy het hulle verlei. Dis al wat hy vandag kan doen, want hy's ontwapen. Hy kan net mislei, verlei, intimideer.
Hy kan net kom sê, hy loop rond en sê, ek is groot, maar eintlik is hy groot. Dis hoe hy rondloop. Hy het alleenlik die mag wat ons hom gee. Sê vir die ou gelang so, die duiwel is oorwin. Nou om te staan beteken dat die kruis ons uitspraak geword het. Die kruis het jou uitspraak van oorwinning geword. Die graf het jou nuwe verklaring geword. Dat ek het die ou lewe gelos en ek het opgestaan in 'n nuwe lewe van oorwinning. In die opstanding het ons oorwinning gegee, want dis ons nuwe verklaring. Die duiwel is oorwin. Hy gaan nie oorwin word. Ek gee my uitsettingsbevel, want Jesus het reeds die prys betaal. Jy sê geestelike oorlogvoering, ons om te weet wie jy is in Christus. Die volheid van die Godheid in jou. Nou weerstand, die duiwel kan net weerstand bring. Maar weerstand is nie gesag en autoriteit nie. Hy bring weerstand deur leuns te bring. En dit is amper soos rugby. En as jy 'n bietjie van rugby weet en jy kom by die afbreekpunte, dan kom die ander spanne partykeer onwettig en probeer die bal vashou onwettig. Wie het dit al gesien? As jy iets van rugby weet, waarom doen hy dit? Want hy wil die bal vertraag. Nou leer ek julle rugby. Hy wil die bal vertraag, want hy wil nie die bal moet vinnig in die agterlyn kom nie. Maar as die bal vinnig in die agterlyn kom, gaan daar 'n 3 kom. Nou weet jy, die duiwel wil die bal kom vertraag, om die waarheid nie in ons harte te hê nie, sodat hy sy einde nie vinnig kan kom nie. Maar as ons weet wie ons is in Christus, kan hy die bal nie vertraag nie. Amen. Daar kan geen weerstand wees. Hy wil weerstand bring, maar weerstand is nie gesag nie. Alle mag en gesag is aan ons gegee in Christus Jesus. Sy tyd is min, hoor. Sy tyd is min, en hy weet dit. Hy weet dat hy is oorwin alreeds, en hy weet ook sy tyd is min. Nou van waar ontmoet jy die duiwel se weerstand? As die duiwel weerstand bring, van waar ontmoet jy hom? Dis so goed. Ou Etsebet kom ingehardloop. En die Scrummy van die Nieu-Seeland, nou nie gister se game, staan daar en hy wil daai balletjie probeer vat. En Etsebet kom op volspoed. En as jy Scrummy so opkyk, dink jy, oh no, hierdie ou is groter as ek. Dan los hy die bal en hy hardloop weg. Dis wat eintlik moet gebeur het gister. Dit nou nie gebeur nie. Maar hoor mooi, die duiwel is soos die Scrummy. En ons is Etsebet wat ingehardloop kom met volle autoriteit, volle gesag. En weet jy wat, as hy opkyk en hy sien, hier's iemand wat weet wie hy is, dan los hy die bal en hy hardloop weg. Want die duiwels is net bang vir Christene, wie weet wie hulle is in Christus Jesus. Nou ons hierdie autoriteit, dan verloor vrees sy fondasie. En dan verloor angs sy fondasie, as ons weet wat ons autoriteit in Christus Jesus. Amen. Amen. Die Romeine 8:37, maar 35 praat van hierdie vers wat, wie sal ons kan skei van die liefde van die Here? En as hy die klomp goed, nie dood of benoudheid nie, honger of naaktheid, niks kan ons skei van die liefde van die Here nie. Maar dan sê hy, maar in sommige van hierdie dinge, dis nie wat daar staan nie, nee. Maar in al hierdie dinge is ons meer as 'n oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. In al die dinge is ons meer as oorwinnaars. Waarom? Want Jesus het die duiwel reeds verslaan aan die kruis. Dis 'n done deal. Die titelakte is geteken. Dis 'n done deal. Dis verby. Niks kan ons dan skei van die liefde van die Here nie. Waarom nie? Want dit is 'n done deal. Dood is oorwin. Die bose is oorwin. Ons moet net staan op wat gebeur het. Nou die kruis was nie net 'n plek van lyding nie, maar dit was 'n plek van oorwinning. Prys die Here. Dit was 'n plek van oorwinning. As die wêreldheersers geweet het, sal hulle nooit Jesus Christus gekruisig het nie, sê die woord van God. Nooit.
Maar hulle het nie geweet nie. Want dit was nie net 'n plek van lyding nie. Dit was die plek van oorwinning. Nou Johannes 19:30 sê, nadat Jesus die suurwyn gekry het. Nou soms is daar suurwyn in ons lewe. Suurwyn maak dat jy partykeer verkeerd praat. Suurwyn, en ek praat nie nou van wyn wat dronk maak nie, hoor. Ek praat van die suurwyn van die lewe. Die suurgoetertjies in die lewe wat ons nie kan verstaan nie. Daai suurgoetertjies maak dat ons partykeer begin God betwyfel of sy woord waar is. Maar as ons verstaan dat die Here sê dit is volbring soos hierdie vers sê, dan is ons fokus nie op die suur nie, maar op dit wat gedoen is. Dit is volbring. Die kruis was genoeg en dit is volbring. Nou Efesiërs sê dit in 1:20 en 21, wat hy uitgeoefen het toe hy in Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag, hy het hom laat sit hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat gaan kom, en die Here Jesus gaan sit, hoog bo elke mag, ver bokant elke mag en gesag. Dis waar hy gaan sit het. En weet jy, daar's niks wat Jesus kan wegvat daar. Volkome oorwinning het hy reeds gegee. Nou ons moet dit net bemagtig, deur om dit te implementeer, deur om te glo wat die woord van God vir ons sê. Nou leef uit jou geloofsoortuiging. As jy nie glo wat ek nou sê nie, gaan jy altyd jou emosie en alles gaan kom op 'n plek dat jy nie dit glo nie. En nie uit jou emosie en die goed wat jy dink. Maar leef uit wat die woord sê. En as jy leef uit wat die woord sê, dan weet jy dit is volbring. Jy moet uit daai oortuiging leef. Dis 'n oortuiging. Dis meer as woorde, dis 'n oortuiging. Nou Jesus gee ons volmag oor die duiwel. En ek wil afsluit met Jesus gee ons volmag oor die duiwel. As jy nou 'n mooi kar ry, kom ons sê sommer 'n Ferrari, en jy ry 'n mooi Ferrari, en dis jou kar, en jy die papiere, en jy die sleutels, en jy ry, en jy gaan parkeer jou kar, en hier kom 'n ou en hy steel die kar. En daai ou ry rond in die dorp, en hy ry oral waar hy kom, maar die kar nie sy sleutels, hy het hom gehotwire. Julle weet wat's hotwire. Hy het hom gehotwire, en nou hy het nie sleutels nie. En oral waar hy kom sê, julle kyk my mooi kar, hoor. Kyk my mooi kar. Kyk my mooi baadjie. Ek het 'n mooi baadjie. Kyk my mooi kar. Kyk my mooi kar. En almal sê, "Wow, jy het 'n mooi kar." En almal brag, hy dink jy's hierdie ou so right hoor, en hy brag by almal, maar hy dink hy's ook right. Maar eendag kom daar 'n ou aangestap met sleutels in sy hand. En hy druk die knoppie so en die kar gaan so tiet tiet. En daai kar se eienaar klim in. En hy wil net so wegtrek, toe besef hy's gehotwire, hy moet hom weer terugwire. En toe hy so inklim en hy wil ry, toe kom daai ou, "Dis my kar," sê hy, nee, ek het die sleutels en die papiere. Nou die duiwel loop rond met ons karre. En hy ry rond. Maar dis ons het die titelakte en die sleutel. Maar hy ry rond met ons wat aan ons gegee is. Alle mag en autoriteit is aan ons en hy loop rond asof hy sê dis hy. Nou Jesus het ons volmag gegee om die sleutels te vat en te sê die sleutels van die dood en die doderyk is in ons hande. En ons gee jou 'n uitsettingsbevel deur die kruis en deur die opstanding en deur die hemelvaart. Ek wil hê vanmôre wil ek afsluit met dit. Jy moet vanmôre 'n ander denke hê oor wie jy is in Christus. Nie jy gaan oorwin nie, jy het oorwin. Die kruis het vir ons die oorwinning gegee. Amen. Amen. As jy bid, moet jy nie meer bid ek gaan oorwin nie. Sê dankie Here, ek het oorwin en ek vat volle autoriteit en volle gesag oor elke situasie. Soos in die hemel, so ook op aarde. Amen. Amen. Kom ons staan op en ons bid saam. Dankie Jesus dat ons het oorwinning in die geesteswêreld
vanweë Kolossense 2 vers 14 en 15. Here, ons het die sleutels. Ons het oorwin. En Here, as die duiwel kom met emosies van angs, teleurstelling, vrees, wil ons vandag sê, jy's 'n vlugteling. Gee terug 7 maal wat jy gesteel het. Jy het nie reg nie. En ons verklaar jou woorde kragteloos, want jou woorde is 'n leuen. Johannes 8 vers 44 sê jy's die vader van die leuen van die begin af. En daarom breek ons elke leuen wat nie van die Here af is. En ons vra, Here, dat u oortuigings in ons hart uitgestort sal word. U goddelike oortuigings, Here. Here, u kennis. Hosea 4:6 sê, my volk kan ten gronde wees gebrek aan kennis. Maar Here, mag God se kennis, God se openbaring, u verhouding in ons lewe sigbaar word, Here, sodat die duiwel sal sidder en hardloop as hy in ons teenwoordigheid kom. En ek dank u daarvoor, Vader, nou, in die naam van Jesus. Amen. Prys die Here. Ek wil jou sê, as jy hierdie openbaring in jou gees gaan vasmaak, en in jou woorde gaan vasmaak, gaan jy in oorwinning begin leef, net waar jy gaan. Amen. Prys die Here. Kom ons sluit af met hierdie gebed, wat ons elke week bid. Ons wend onsself na die noorde, die ooste, die suide en die weste. Ons verklaar dat God mense sal oprig wat hom sal ken, wat hom sal lief hê en verandering sal bring. Ons doen dit doelbewus en ons weet waarom ons dit doen. Want alle mag en gesag is aan ons gegee in Jesus naam. Here, ons rig ons gesinne op sodat ons verandering in ons omgewing kan bring en goddelike groei sal beleef. En ons dank U nou vir die arbeiders in die oes in die naam van Jesus. Amen. 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 Here, ek verklaar dat hierdie week gaan Brandpunt gemeente in oorwinning wandel, Here. Here, want ons het oorwin, Here, deur die bloed van die lam. Dit was volmaak gewees, Here. Dit was volmaak gewees en dit was volbring. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Ek nooi net vanaand, ons gaan vanaand Romeine 9 tot 12 doen, 19, 11, 12. Jy is welkom om te kom 5 uur. Baie dankie. What am I gonna sing with no voice or melody, when my hope is out of reach?